In 1 Kronieke 16 is dit die inbeweeg, die altaar van die Here wat ingebring word in die stad Jerusalem. En Dawid kom en met daai selfde lofprysing, gebed, sluit ons dan hierdie verootmoediging gedeelte af van môre, waar Dawid kom en sê, maar besef vir 'n oomblik, God is hier. Prys die Here, alle volke. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Kom na hom toe, bring vir hom offers, buig voor die Here by sy heilige verskyning. Betoon eerbied aan hom almal op aarde. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Die hemel moet bly wees en die aarde moet juig. Hulle moet onder die nasies verkondig, die Here regeer. Die see en alles moet reis, die veld en alles daarop moet jubel. Die bome en die bos moet hulle verheug voor die Here, want hy kom op die aarde, hy kom om oor die aarde te heers. Loof die Here, want hy is goed. Want sy liefde is daar geen einde nie. Mag ek en jy, broer en suster, vanuit hierdie versekering leef, dat die Here in sy liefde ons oproep tot 'n lewe vir hom. Dat die Here ons oproep om te sê, maar ons leef in 'n verhouding met die Here. Mag ek en jy in hierdie Here vashou, daar waar dit sleg gaan, mag ek en jy weet dat God teenwoordig is, maar mag ek en jy ook weet dat die Here van my en van jou ons lewe vra. Ons gaan saam lees vanmôre in 'n skrifgedeelte in Jesaja 58. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 10. Voor ons saam lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here dat ons hier kan wees in hierdie oggend. Dat ons in afhanklikheid van U, Here, ook U woord kan oopmaak. Dat ons kan bid, kan vra, Here, dat U woord vir ons sal oopbreek. Ons kom vra U, Here, dit in afhanklikheid van U. Ons kom vra U, Here, lei ons en stuur ons in hierdie wêreld in, om 'n lig vir U te wees. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Jesaja 58 vanaf vers 1. Die Here sê, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortreding, die afstammeling van Jakob op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en hom aan die bepalinge van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings, asof hulle van my teenwoordigheid hou. Hulle vra, waarom vas ons? Maar U sien dit nie. Verootmoedig ons, maar U gee nie aandag daaraan nie. Dit is omdat julle op die vasdae doen wat julle wil en die mense wat vir julle werk nog harder laat werk. Julle vasdae loop uit op twis en rusie. Julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas nie en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. Is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Nee, dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit? Noem jy dit 'n vasdag, 'n dag waarvan die Here hou? Is die vas wat ek wil hê nie dit nie? Om die wat onregverdig gevang gehou word te bevry, om die juk wat op mense druk af te haal, om die verdruktes vry te maak, om elke juk te breek.
Is dit nie dat jy vir die wat honger is, van jou brood gee nie? Dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie? Dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie? Dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? Dan sal die lig vir jou deurbreek, soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red sal voor jou uitgaan, die mag van die Here sal agter jou aankom, dan sal jy roep, en die Here sal antwoord. Jy sal hom hulp roep, en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn. Wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Tot sover ons skriflesing. Aangrypende gedeelte. As ons na die gedeelte kyk, begin dit met die Here wat vir die profete opdrag uit om te sê, maar kom roep uit, basyn uit, dit is wat ek vir hierdie volk wil sê. As ons dink aan 'n vasdag in die tyd van Israel, dan is dit aangekondig juis met hierdie ramshoring wat geblaas het, wat gesê het, maar vir hierdie dag, kom raak ons stil. En hierdie profeet moet eintlik harder as die basyn, as hierdie ramshoring uitbasyn, maar dit is nie wat die Here van julle vra nie. Dis nie wat die Here in gedagte het nie. Roep uit volle bors, moet niks verswyg nie, sê die gedeelte. Laat jou stem hoor, duidelik soos die ramshoring, wys my volk op hulle oortredings, die afstammeling van Jakob op hulle sondes. Die Here kom in hierdie gedeelte en hy kom gee eintlik ernstig kritiek oor die gesindheid van Israel. Die manier wat Israel kom vas. Nou, as ons so 'n bietjie dan na die konteks kyk, is die gedeelte geskryf, of dis die oordrag, naballingskap, die volk is terug in hulle land, gedeeltelik in elk geval, hulle het 70 jaar se ballingskap beleef, en nou is hulle op 'n plek, waar hulle Jerusalem weer moet herbou. 70 ellendige jare, kan ons dit so sê, is verby. En nou kom staan hulle voor 'n plek waar hulle terugslaan en teesla beleef. Daar's min Israeliete wat teruggekom het, die Samaritane is die hele tyd in hulle nekke wat besig is om hulle werksaamhede, daar waar hulle die mure probeer herbou, te verhinder. En hierdie volk Israel begin met entoesiasme. Ons gaan terug, ons gaan die mure herbou, want God is hier. God is by ons. En soos wat die tyd aangaan, vervlou en raak die gesindheid so 'n bietjie meer selfgesentreerd. Ons wil die mure herbou, maar dit wat gebeur is ook, dis ook belangrik dat ek na myself kyk. Ons lees in vers 2 hierdie aangrypende woorde wat die profeet kom sê, hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en om aan die bepalinge van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings, asof hulle van my teenwoordigheid hou. Hierdie woorde slaat 'n ou so teen die bors. As ons dink oor die tema vandag in God se teenwoordigheid,
in verootmoediging voor God. Ek kom soek God. Waarvoor? Is ek reg om hierdie Here te ontmoet? Is ek daarom net my eie wins, my eie menswees te bevorder, of is ek daar om my sake te bevorder, of waaroor gaan dit? Die Here kyk in hierdie gedeelte en dit wat die volk doen, kyk hy nie na die uiterlike nie, maar hy kyk na die hart. Die uiterlike godsdienstigheid, dit wat die volk kom doen, om op sekere maniere sekere goeders te doen, om as dit vasdag is, soos die gedeelte dit stel, soos 'n biesie te buig, en in sak en as te sit, is die gebruik. Dis hoe ons dit moet doen. Maar verstaan ons, ken ons die God, met wie ons te doen het. Die volk kom na ballingskap, in hierdie tyd, en hulle stel selfs nog meer vas daarin. Nog meer geleenthede in, om in hierdie geleentheid God se teenwoordigheid te soek, in aanhalingstekens. Maar eintlik is die gesindheid net om die Here sag te maak. Net om vir die Here te sê, maar Here, ons het hierdie probleme, U moet in ons behoeftes voorsien. Here, ons het hierdie goed, ons doen hierdie uiterlike godsdienstige goed, met die doel dat U, Here, U oor ons ontferm. Dit raak nie ons hart nie, dis eintlik daar buite. Ons doen dit nie uit dankbaarheid vir dit wat U vir ons gedoen het nie. As ons die lied wat ons voor nou net gesluit het, weer op die bors sit, asseblief Jan, vers 238, die 5de vers. Dan sien ons hoe die Here vir ons kom sê, maar ons leef 'n lewe, dit wat ons doen, ons bly aan U gewy, uit liefde, doen ons goed se goeie werke. Ons doen dit nie sodat ons onsself kan bevoordeel, of sodat ons aansien by God kan kry nie. Ons doen dit uit dankbaarheid vir dit wat God vir my en vir jou doen. Die gesindheid by Israel is anders. Is amper soos 'n kind wat aanjaag. Wat bietjie stout is by die huis. En sy pa en sy ma sê vir hom, jy kry nou nog net die een kans. Of sy pa en sy ma straf hom en hulle sê vir hom, weet jy wat? Jy gaan nou nie met dit of dat nie, maar dan kom die seentjie. Maar ek beloof, ek sal dit nie weer doen nie. Pa en ma se hart word sag, en dan is dit nou maar oukei, dan gaan die seentjie dan, of die kinders dan nou maar weer aan. En daai selfde gesindheid beleef ons hier. Waar 'n volk voor die Here kom en sê, maar Here, kyk wat ons doen. Kyk hierdie klomp goeders wat ons doen om U te verheerlik. U moet ons seën. Soos die Israeliete gesê het in vers 3, waarom vas ons en U sien dit nie? Waarom kwel ons siel en U weet dit nie? Dan wil ons die Here eintlik dwing om ons gebede, dit wat ons bekommernisse is, dit wat ons goed is, wat ons pla. Ons wil eintlik die Here sê, maar Here, U moet nou eintlik ons help. U het nie 'n keuse nie. Terwyl verootmoediging veel verder gaan. Dit gaan daaroor dat daar binne in my, binne in jou,
'n verandering plaasvind. Vanuit die situasie, vanuit ons verootmoediging, verander ons hart, verander ons lewe. Egte verootmoediging verstaan ook dat dit dalk nodig kan wees dat ons eers nog baie keer 'n bietjie langer wag. Ons kry nie altyd die reën as ons daarvoor vra nie. Ons kry nie onmiddellik uitkoms nie. Maar ons weet in hierdie krisistyd is God teenwoordig. Dis nie dieselfde gesindheid wat Israel het nie. As ons dan ons verhouding op die Here konsentreer, op die Here bou, moet ons tog vir mekaar sê, maar daar kom tog 'n inkeer, daar kom tog 'n omdraai in ons lewe, waar ons onsself kom oopstel vir die Here. Waar ons vir die Here sê, maar ons is hierso, sodat ons deur U gebruik kan word. Sodat ons in hierdie wêreld 'n verskil kan maak. As ons dink aan kindertyd, dat ons lig kan laat skyn. Dat ons vir hierdie wêreld kan sê, maar Here, U is hier. In vers 4 lees ons, julle vaste loop uit op twis en risie, en soos wat ons dan nou gelees het, op 'n klomp goed. As ons besig is met God, dan is dit heilige oomblikke. Daar waar ons besig is met hierdie wêreld, met hierdie lewe, is dit 'n heilige oomblik om te sê, maar ons is in God se teenwoordigheid. Daar gebeur iets binne my. Dit wat ons hier lees, kom eintlik uit op 'n skuldbesef. Dat ek in afhanklikheid van God leef, en dat in hierdie skuldbesef ek ook my eie nietigheid, maar ook dankbaarheid besef. En dan uit dankbaarheid vir God, dit sal uitleef in praktyk. Al hierdie goeders, dit wat ons hoor, dit wat ons lees, kom neer op een ding. Dat ek en jy in ons lewe sal terugdraai. Dat ons sal bekeer. Ek dink as hierdie woorde, as ons hierdie woorde hoor waarmee Jesaja 58 begin, 'n volk soos nou terugblaai, wat deur ballingskap gekom het, wat op 'n plek is waar hy sê, maar ons is nou deur hierdie beproewings, die Here het ons nou weer herstel, die Here moet nou by ons wees. Dan kom hierdie woorde, wys my volk op hulle oortredings. Die afstammeling van Jakob op hulle sondes, hulle vra na my wil, asof hulle dit graag wil weet. Hulle vra wel dit alles, maar is dit regtig wat hulle soek? Ons leef in 'n tyd wat ons 'n klomp maskers kan dra. Geloof het ook so 'n masker geword. Waar ons baie maklik vir mekaar kan voorgee. Waar ons baie maklik vir mekaar 'n beeld kan voorhou van ware godsdiens. Hierdie gedeelte herinner my en jou. God ken ons diepste geheimenis. God ken ons motiewe. God ken ons deur en deur. Dit roep ons op tot 'n heilige ontmoeting met die Here. Om in God se teenwoordigheid te wees. Om soos, as ons na die prentjie kyk, sien jy die gras waai. Om deur die Here gebruik te word, daar waar ons gaan. In stilte, in afwagting van dit wat God vir my en van jou vra.
Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, ons lewe rig. Mag ons lewe rig op dit wat God van ons vra. Nie tot voordeel van onsself nie, maar uit dankbaarheid vir dit wat God vir my en jou doen. Mag ons terugdraai daar waar ons afgedwaal het. Mag ons sondes bely, mag ons bekeer, want dit is wat God van ons verwag, om naby hom te leef, om in 'n opregte verhouding met hom te leef. Mag ons dit doen tot sy eer. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here dat ons die bewus kan wees van ons eie tekortkominge. Mag ons ook soek, Here, na U wil in ons lewe. Dankie Here dat U ons nie los nie, dat U ons nie net aan ons eie lot oorlaat nie, Here, maar dat U ons lei, dat U ons kom toevou in die teenwoordigheid, in die krag en die genade, sodat ons in hierdie wêreld kan leef met die wete, Here, dat U saam met ons op pad is, dat U ons nie los nie, en dat ons, Here, in hierdie wêreld 'n verskil maak, 'n verskil kan maak, omdat U vir ons 'n werklikheid is. Mag ons dit ook doen, daar waar ons gaan. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen.